Ons gesels nou oor 'n onderwerp wat deesdae net meer kop uitsteek, naamlik uitbranding, oftewel burn-out. Ek verwelkom graag die welstand en leierskap afrigter en stigter van Roar Coaching and Consulting, Marelise de Villiers-Passon. Nou Marelise het self 'n moeilike tyd van uitbranding tydens haar korporatiewe loopbaan ervaar en vandag help sy ander mense om die tekens raak te sien en praktiese maniere te vind om dit beter te hanteer. So goeiemôre, good morning Marelise, welkom hier by ons. Goeiemôre, is heerlik om by jou te wees. Goed, kom ons begin by die begin. Ek wil graag vir jou vra, wat presies, hoe sal jy burn-out of uitbranding opsom of definieer vir ons? Dit is regtig 'n baie diep gevoel dat niks in die lewe meer saak maak nie. Jy weet, jy staan basies in die oggende op en daar's net geen, daai vuurtjie in jou is net heeltemal geblus. Dit is net 'n gevoel van absolute leegheid en dat jy geen doel in die lewe meer het nie. Ja. Goed, nou baie mense voel vandag oorweldig deur werk en ook die tempo van die lewe. So hoekom dink jy sien ons soveel meer uitbranding in vergelyking met 'n paar jaar gelede? Die pas van leef het net so ongelooflik versnel en dit is vir my so kommerwekkend om te sien hoe ons net op daai treadmill klim en ons hardloop net vinniger en vinniger en vinniger en daar's al hierdie faktore in die samelewing en ons weet nou met AI en advancements in technology, dis amper asof 'n mens net nie kan bybly nie. Jy voel of jy heeltyd opvang. en dit is maar 'n regte gevoel van, jy voel net jy kan nie voorkom nie. Nou wat sê is die eerste tekens? Wel, dit is regtig maar en ek is so geïnspireerd deur al die gaste vanoggend en veral Adrian Stevens, hy het dit so mooi opgesom in terme van jou liggaam en luister vir die tekens in jou liggaam. Ek sê altyd, your body give you the whispers. And then if you don't pay attention, those whispers become screams. En dit is maar, die eerste teken is maar daai in jou liggaam, daai seerheid, daai stywe spiere, die feit dat jy regtig sukkel om op te staan in die oggend. Daar's so baie faktore, maar dit is maar alles kom maar terug na stres en trauma toe. Ja, en ek dink 'n mens is ook baie meer emosioneel as wat 'n mens veronderstel is om te wees. Maar nou wil ek ook vir jou vra, waar begin 'n mens dan nou om weer daai balans en energie te vind of weer op te spoor wanneer jy reeds uitgebrand voel? My persoonlike storie was maar, 16 jaar in 'n korporatiewe omgewing. Ek het in Engeland gewoon vir 18 jaar en dit was daai oomblik wat jy net besef, maar I call it my enough is enough moment, waar jy net eenvoudig moet stop en jy moet net eenvoudig besef, en is daai bewuswording dat iets moet verander. Die pyn is nou te erg, iets moet nou verander. En ek het byvoorbeeld self weggestap uit 'n baie suksesvolle, en ek sê altyd suksesvolle loopbaan, omdat dit het net eenvoudig daai gevoel wat ek beskryf van leegheid en no purpose, het net eenvoudig te veel geraak. En in my situasie het ek saam met 'n boelie gewerk, en hy was eintlik die persoon wat vir my daai hupstoot gegee het. Ek het nooit gedink ek sal dit hardop sê nie, maar die persoon wat vir my basies voor my hele span in 'n boardroom gedemote het. En dit was dan die catalyst vir die burnout moment en daai enough is enough moment. En ek kon wegstap en ek kon my lewe herbou. En ek dink dit is maar dit is daai courageous action, die om braaf te wees, om weg te stap of om te sê enough is enough. Ek moet nou ietsie anders doen. Ja. Goed, nou baie mense voel skuldig om af te skaal of dan nou grense te stel. En ek dink hier is 'n baie belangrike vraag. Hoe leer 'n mens om nee te sê sonder om skuldig te voel? Wel, dit is absoluut oefen en oefen en oefen. Jy gaan die eerste keer wat jy dit doen, gaan dit vir jou verskriklik ongemaklik voel. Ek sê altyd no is a full sentence. Jy weet, so jy hoef nie te verduidelik
hoekom jy nee sê nie. Ek dink, en dis presies wat jy nou sê, ons voel skuldig, so ons wil heeltyd verduidelik hoekom ons iets nie kan doen nie, hoekom ons nie kan nee sê nie, en 'n baie praktiese oplossing wat ek nou al geleer het, en ons is almal 'n work in progress, jy weet, ek is ook maar nog op daai journey, ek sukkel, my man is baie goed om nee te sê, hy het baie sterk boundaries, en hy sal nie overcommit nie, ek is heeltemal die teenoorgestelde, so dis nogal so 'n interessante balans, maar wat ek basies altyd vir mense sê is, jy weet, jy kan nee sê, want jy het die reg om nee te sê, en jy hoef nie vir enige iemand enigiets te verduidelik nie. En ek dink daai is 'n baie goeie noot om op af te sluit. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons hoop jy het nou 'n paar wenke gevind, maar ons gesels nou weer verder. Vandag gesels ons met Wynand van Vollenstee en Tiart Lee oor hul gewilde teaterproduksie Geagte Kampeerders. Die stuk was 'n topverkoper by In die Bos Kunstefees 2025 en gaan vanjaar ook gehore laat skater by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Die storie speel af by die Willewaters kampeerterrein waar dinge vinnig skeefloop wanneer 'n klomp tipiese kampeerkarakters en 'n paar onverwagte situasies bymekaar kom. Wynand, Tiart, welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, dankie. Waaroor gaan Geagte Kampeerders? Kyk, jy lag sommer reeds. Ja, ek dink dit gaan oor liefde en vrede in moeilike situasies en 'n kopstampery. Ek dink dis 'n hele mengelmoes van goedjies wat bymekaar kom, soos elke dag se lewe maar is vir ons elkeen. Ek dink 'n mens kyk net met 'n komiese oog daarna, maar dit is 'n menslike stuk. Julle is op pad KAK&K toe. Wat maak julle die mees opgewonde oor daardie fees en hierdie stuk bymekaar? Die mense in Oudtshoorn is verskriklike lekker mense. En ek dink om hierdie verhoogstuk soontoe te kan vat, om ook vir mense hierdie gelukkie te kan bring, sodat mense 'n bietjie kan terugsit en kan lag en net kan vergeet van die wêreld daar buite. En dit is alles karakters wat mense sal kan vereenselwig nie. Ek dink as jy al ooit in 'n kampterrein was, jy sal dadelik die mense. En natuurlik, die fees is 30 jaar oud en ook ons kampterrein en ons storie is 30 jaar oud. Ongelooflik. So, oom Frik is 30 jaar daar en Rebekkie Korte. En dit is nou maar eers 10 jaar. Ja. Voel soos 30. Ja, so om Frik kry die beste plekkie op die kampeerterrein, né? En niemand gaan met hom stry nie. Hy is al 30 jaar daar. Ja, kyk, oom Frik is eintlik die eienaar van Willewaters Plesierburg en Henry is sy ou helpertjie, maar tussen die twee van hulle en die generasie gap wat daar is, stuur dit af op 'n absolute ramp wat tog gered word aan die einde. Ja. Henry is verskriklik lief vir oom Frik, maar hy moet permanent die kastanjings uit die vuur uitkrap. En hy het nou al hoeveel keer oorweeg om dalk te gaan, maar die verhouding wat die twee het is net, hulle kan nie eintlik sonder mekaar lewe nie. En dit is ook 'n groot sentraal in die storie, is like nie die onafhanklikheid of die afhanklikheid wat 'n mens van iemand het nie, maar dat teenoorgestelde is net actually so mooi saamwerk. Ek dink jy het dit nou regtig so mooi gestel en jy ook, dat dit gaan oor die menslikheid en dit is seker hoekom mense regtig net die stuk wil kom kyk. Topverkoper by In die Bos verlede jaar. Dit is daai menslikheid wat mense op 'n verhoog wil sien in 'n komiese manier. Ja. Ek dink deur die jare het ek agtergekom, ek het altyd gesê, toe ek uit die universiteit kom, ek wil goed skryf en produce wat ek van hou. Ja. En hierdie werk klap hulle vir jou hande na jy gewerk. So dis een van die enigste. So dis vir my lekker om goed te doen wat ek van hou. Maar komedie is, soos hulle sê, cruel, maar mense wat my stukke ken weet, daar's altyd 'n mate van hart daarin, en so 'n bietjie iets wat jou wind uitslaan op die einde. Ek moet sê, ek dink dit is wat ek so bewonder van Wynand se werk, is hy het 'n manier om te skryf wat
jou op 'n hoogtepunt vat Ja. en jy lag hysteries en die volgende oomblik sit jy in huil. Ja. So jy gaan op hierdie rollercoaster van emosies, maar dit is die hartlikheid in dit is die egheid van mense wat uitgebeeld word in hierdie Ja, karakters. en dit is mense gaan kyk dit want dit is die lewe en nou sien ek dit uitgebeeld op die verhoog. Ja. Net ons het so 'n minuut oor wat is dit vir julle as akteurs wat hierdie stuk lekker maak om te speel? Henry is natuurlik my hoofkarakter wat ek speel, Ja. maar daar's 'n ander karakter wat ek speel, Tilly, of as sy's ook ons ken haar ook as mevrou Nagel, maar ek beskryf haar altyd as die Karen van die kampeerterrein. Reg so. En sy Dit is so 'n Bob. sy regtig kan ek met die manager praat haar styl. Maar sy is vir my die interessantste karakter om te speel en ek het elke keer soveel pret met haar en veral as ek teenoor Wynand speel. Ek dink wat dit ook lekker maak is ons vertrou mekaar verskriklik op die verhoog. So ons kan altyd ietsie, jy weet, skelm of iets stout daarin gooi om te kyk wat die ander karakter gaan doen. Ek dink vir my is dit enige stuk omdat ek self skryf en self produce, is dit goed wat ek van hou. En teater vir my is awesome. So enige teater lewendige ding is awesome en dis lekker om net dit te kan doen. Absoluut, Dis mooi. Wynand Tiaart, baie dankie dat julle vanoggend by ons kom kuier vir het. julle. Geagte kampeerders is op pad na die KAK&K toe. As jy wil sê jy het dit gemis, mis dit maar jy wil dit nie mis nie, gaan kry jou kaartjies, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Theater is awesome, so mooi.